Welkom by hierdie week se oordeenking. Ek bid dat jy hierdie week sommer diep bewus daarvan geraak het dat God jou help en lei en dra, dat sy wysheid jou toevou. En ek glo jy het ook ander gelowiges rondom jou gesien vir wie jy kon help. Word nou stil en dink sommer net terug oor jou week. Dink waar jy God raak gesien het, waar hy kennelik in jou lewe was. Dink ook waar jy hom dalk misgekyk het en waar hy, sonder dat jy bewus daarvan was, aan jou krag en moed en hoop gegee het. Van wie dink jy regtig baie? Ja, wie bewonder jy? Na wie kyk jy op? Na wie se raad luister jy? Na wie kyk jy en dan dink jy, "Sjoe, as ek maar so kan wees. As ek maar so reguit paadjie kan loop, so goeie mens kan wees, so liefdevol en so vergewensgesind kan wees. Sjoe, as ek maar so naby aan God kan wees, soos hy of sy." Iewers in die lewe het ek besef dat, ongeag hoe goed iemand lyk, hy of sy nooit so goed is soos wat ons dink nie. En ongeag hoe sogenaamd sleg iemand lyk, daardie persoon nooit regtig so sleg is nie. Ons is almal regtig maar net gewone mense wat binne ons bepaalde situasie ons bes probeer. Binne ons vermoëns probeer presteer en doen wat ons hand vind om te doen. Sommige dae kry ons hierdie goed doen redelik goed reg. Maar dan is daar dae wat ons sommer van die oggend wat ons uit die bed uit opstaan, nie op 'n goeie plek is nie. En gewoonlik maak ons op so 'n dag nogal droog. Ons is dalk ongeduldig. Ons neem miskien oorhaastige besluite. Ons laat toe dat ander mense ons irriteer en ons word kwaad. Ons dink en sê die verkeerde dinge. Wanneer 'n mens so 'n nie lekker dag beleef, voel mens dikwels hier teen die einde van die aand nogal skuldig. Dalk selfs skaam oor ons onvriendelike woorde, ons onbedagsame optrede, die manier ons ander laat voel het, of die dinge wat ons gedoen het of dalk nagelaat het om te doen. Dis sulke tye wat ons kan onthou. Niemand is perfek nie. Selfs nie die Bybelse geloofshelde was nie. Jy onthou mos hoe Jakob bedrieg het, hoe Moses moord gepleeg het, Dawid se oë gedwaal het, Job gesukkel het om God te verstaan, hoe Petrus Jesus verloon het, maar niks wat hulle gedoen het God se liefde vir hulle verander nie. Ook Paulus, ons almal se geloofsheld, is baie realisties oor sy menslike swakheid. Maar hy herinner ons ook op verskeie plekke dat as ons geval het, ons 'n Pa het wat ons ophelp en dat ons iemand, die Gees van God self, in ons het om ons te help om aan te hou met die wedloop van die lewe. In Filippense 3 vers 12 sê Paulus, "Ek wil nie voorgee dat ek al geestelik dit alles bereik het of die wenpaal verby is nie. Ek span my nou eers in om daardie doel te bereik, juis omdat Jesus se hand na my uitgestrek is en hy my vasgryp." Moenie my verkeerd verstaan nie, sê Paulus. Ek wil nie maak asof ek die een is wat volmaak is nie, alles behalwe dit. Maar ek gee alles om so te probeer wees. Daarom stoor ek my nie aan my verlede en al die dinge wat verkeerd geloop het nie. Soos 'n atleet wat sy oë op die wenpaal hou, so span ek alles in my in. Ek wil die prys van die einde kry. Baie Olimpiese atlete het slagspreuke waaruit ons so baie kan leer, ook oor geloof. Anja Richards het gesê, "Ek kan daarmee saamleef om te misluk. Om nie te probeer nie, dit kan ek glad nie hanteer nie." Lolo Jones het gesê, "Daar's altyd 'n punt waar jy uitgeknetter voel, maar as jy aanhou probeer, het dinge 'n manier om wel uit te werk." Onthou vandag, ons wedloop is nie teen ander nie, dis dikwels teen onsself. En dis mos die plek waar ons Vader is, in ons, daar waar ek en jy elke dag 'n stryd voer. Kom ons onthou dit weer vandag en dan wees ons bietjie meer genadig met onsself, omdat ons 'n God van genade aanbid.
Kom ons bid. Vader van onverdiende genade, U ken my. U ken my probeer, maar U ken ook my valle. U ken al my swakhede, my onsekerhede. Maar Here, vandag besef ek net weer, ek kan altyd weer probeer. Weer opstaan, weer aangaan. Ek kan die lewe omhels met 'n glimlag, die uitdagings van die lewe dapper aanpak, want ek is nie alleen nie. Ek kan as ek geval het weer opstaan, want U vergewe. Ek kan as ek swaar kry met die hoop leef, dat dit weer beter sal gaan. Ja Here, ek besef vandag, ek kan niks sonder U nie, maar ek kan alles saam met U. En dit gee my moed en krag. Amen.